Nou ja, droom jy van 'n nuwe hondjie? Pas op, bedrieërs wag net vir jou klik. Vanaand op Suid-Afrikaanse Sekerheid en Sekuriteit, saam met, kom ons begin met ons gesprek. Anthony, wat presies is 'n puppy scam en hoe werk dit? Ja, mens, so 'n puppy scam val baie maar in lyn met van die ander scams. Wat jy met ander woorde sal sien is, dit sal hondjies wees of enige ander dier om die waarheid te sê, wat geadverteer word op 'n website, gewoonlik maar op Facebook, en jy sal hulle baie sien op die internet, op hulle eie website, wat hulle dan nou bou. Moet onthou, deesdae kan mense websites baie maklik stig. Daar's baie templates daar buite beskikbaar, en as jy na hierdie scamming sites gaan kyk, wat nou gereeld op hulle is, dan sal jy sien dat hulle almal basies amper van dieselfde template al werk, en amper net name en kontaknommers verander, met elke verskillende een. Maar wat dit dan nou is hulle adverteer nou 'n hondjie, gewoonlik teen 'n bietjie van 'n beter prys as wat jy sal kry op ander plekke, en hulle sal dan nou adverteer dat die hondjie gratis afgelewer word, en mediese assuransie en is daar, en is ingesluit in die en daai, en al wat jy nou moet doen is jy moet net hierdie hondjie koop, en dis dat jy 'n vreeslike afslagprys. Mense sal dan natuurlik by daarvoor, en dis dan nou basies waar die scam begin. Dis die oomblik wat jy met hulle kontak maak. Ja, ek glo die foto van die pappie word opgesit, en wie kan wie kan nie 'n pappie daai puppy eyes, jy weet, jy kan nie wat is die woord wat ek soek, die versoeking weerstaan nie, nee. Ja, nee, natuurlijk. Dit is maar gewoonlik die gebalde hondjies wat hulle sal laai, en dit is maar gewoonlik die oulikste hondjies wat hulle sal laai. Ja. En, jy weet, ons het nou al geëxperimenteer met hierdie goed, en ons het gekyk na hoe hulle dit doen, ensovoorts. Destyds in die verlede, sou die scammer nou gegaan het, dan sou hy nou van die oulikste fotootjies van die internet af gaan trek het, en hy sou dit nou op sy website gesit het, en dan het hy dit nou so gebruik. Maar wat hulle nou deesdae doen, is die einste scammer kontak die mense wat regtig die hondjies verkoop. En dan sal hy nou homself as 'n kliënt voordien, en dan sal hy nou sê, luister, maar jy weet, ek soek asseblief video's van die hondjies, en ek soek asseblief foto's van die verskillende hondjies wat jy het, en die en daai. Die mense stuur dan nou hierdie foto's en video's aan, en hy sal dit dan nou met ander woorde op sy webtuiste gebruik, en dit is nou wat hy vir jou sal stuur oor WhatsApp, as jy nou vra vir video's en foto's. Jy sien, so raak hulle slimmer, want hulle weet, dit is wat die mense vra. En hulle weet ook natuurlijk, dit is wat die mense aantrek. So hulle soek altyd daai, hulle het maar gewoonlik so 1 of 2 of 3 gunsteling video's wat hulle sal gebruik, en dit sal hulle nou vir almal aanstuur wat nou aansoek doen om 'n hondjie te koop basies. Sure. Mens kan nie glo dat mense met sulke goed kan wegkom nie, nee. Wat 'n rooi vla moet mens raak sien wanneer hulle 'n hondjie aanlyn wil koop? Ja, kyk mens, die eerste ding is weer eens, net soos met ander scams, moet 'n ou maar uitkyk vir 'n paar dinge. Die eerste plek, die oomblik as daar 'n gevoel van dringendheid geskep word, met ander woorde, jy moet nou koop, anders kan jy nie kan koop nie. Die tweede ding is, as jy gaan kyk na die webtuiste, of die Facebookblad selfs, of waar ook al die hondjie dan op geadverteer word, dan kyk jy na, is daar ordentlike kontakbesonderhede beskikbaar? Ek meen, is daar 'n private domein wat geregistreer is, met ander woorde, www.oulikstehondjieterwêreld.com, wat ook al dan nou. Ja. En, is daar 'n ordentlike e-posadres, is daar 'n fisiese adres wat gelys word, is daar selfoonnommers, is daar 'n landlynnommer, is daar ordentlike identifiserende inligting, met ander woorde, reg oor die site, sodat jy met ander woorde weet met presies wie jy besigheid. En dan moet 'n ou ook maar kyk na goed soos die foto's wat gebruik word daai foto's nie elders gebruik nie. Gaan kyk na, en ek meen hierdie goed, ek sê dit nou so, maar jy kan dit baie maklik nagaan nie. Om jy nou 'n indikasie te gee, ek meen as jy
adres sien op 'n webwerf byvoorbeeld, dan kan jy doodeenvoudig net op Google Maps gaan en jy kan daai adres gaan search en jy kan kyk waar kom jy uit. Verstaan, is daar werklik so 'n adres in die eerste plek? Ja. En is die plek wat hulle sê is daar, is hy werklik daar in die tweede plek? Mense sit heeltemal te veel gebus in apps soos Truecaller, byvoorbeeld. Jy kan nie 'n nommer op Truecaller sit en dan as jy sien, okay, maar die nommer lyk nou of dit aan die persoon behoort, dan glo jy dit as finaal. Dit kan nie gedoen word nie. Die telefoonnommers byvoorbeeld op Truecaller, ek kan myself enige iets maak. Ek kan jou heeltemal impersonate as ek wil. Ja, dit gebeur met die banke, nee. Dit gebeur met die banke, ja. Net so. So, mense sit heeltemal te veel gebid in 'n app soos Truecaller. Onthou, ek kan myself noem net wat ek wil op Truecaller en ek kan 'n profile picture kies net wat ek wil. Sure. Net soos met WhatsApp, net soos met Facebook. Ja. Ek meen, ek kan vanaand vir my 'n volledige, jy kan amper sê aanlyn profiel stig op WhatsApp, Facebook, 'n website, Truecaller en. En alles sal so eg lyk dat jy sal sukkel om die verskil te sien. En dis wat ek sê, mense moet uitkyk vir die soort van dinge. Moenie gewig sit in applications wat gemanipuleer kan word. Ek meen, almal weet op WhatsApp kan jy jou naam maak wat jy hom wil hê. Jy kan of jou naam Anthony maak, of ek kan my naam AB maak, of ek kan my naam Anton maak, of ek kan hom enige iets anders. Ja. So, moenie soveel gewig in dit sit en sê, hoorie maar, hierdie persoon se naam op hierdie app sê dit is dit, so dit moet dit wees. Sure. En dit is basies die rooi vlaag waarvoor ou moet uitkyk. Kyk uit na pryse. As 'n ding te goedkoop lyk, jy weet, dan, if it seems too good to be true, it usually is. Ja. Kyk uit na die uitleg van die website, soos ek sê, en die inligting wat beskikbaar is. Kyk uit na die foto's wat gebruik word. En dan die hoofkenteken is, as jy met hierdie mense begin kontak maak, kyk uit na hoe hulle kommunikeer. Met ander woorde, kommunikeer hulle met jou in 'n professionele toon, kommunikeer hulle met jou in 'n sin van dat hulle jou vrae antwoord of vermy hulle jou vrae. Moenie toelaat dat daai fear of missing out jou oorneem en dat jy in 'n posisie sit waar jy nie die nodige vrae vra nie. Ja. En dan het julle voorbeelde van hoe slagoffers mislei was? Ja, natuurlik. Ek meen, ek het jou eintlik so ruk terug in 'n onderhoud vertel van. Jy het van 'n tannie, nee. Ja, dis 'n baie interessante een. Dis 'n tannie en haar dogter gewees. Ja. En die tweeetjies het so oulike, ek dink amper dit was 'n joltjie gewees wat hulle gekoop het. En hulle was baie opgewonde oor die hondjie. Foto's was daar oulik en hulle het self 'n videoetjie ontvang van die hondjie en hy het nou net uitgestaan tussen die res en hulle het besluit hulle wil die hondjie hê. Die presiese prys van die hondjie was R4,200. Dis waarvoor hy geadverteer is en dis toe nou die prys wat hulle toe nou ooreengestem het om te koop en te betaal. Hulle het toe nou die R4,200 voorbetaal en die scam het toe basies daar begin. Baie gou het dit oorgesit na hulle moet nou vervoerkostes betaal. Hulle moes eers 'n krag koop en toe moes hulle die vervoerkostes betaal. Hulle moes vir soos hulle sê feeding and care, met ander woorde om vir die hondjie kos te gee en hy moet 'n inspuitingkie kry voor hy kan vlieg en daar moet versekering betaal word. Maar al hierdie goed word so een uitgesit. Dit word nie alles uit een vir jou gestuur. Sure. Met ander woorde, jy betaal nou die R4,200 en dan laat weet hulle, okay, maar die krak kos nou R2,000. Dan betaal jy nou vir die krak oor en dan sê hulle, okay, maar die kaartjie vir die vliegtuig kos nou soveel. En elke keer tussen daai transaksies sal die klaar nou byvoorbeeld begin stry. En die klaar sal sê, hoorie, maar julle het nie vir my gesê hiervan nie. En dan sal hulle sê, wel, jy weet, dis nou wat dit is. As jy nie die hondjie wil hê nie, dan moet jy net sê, dan kan ons die hondjie vir iemand anders gee. En wat dan nou gebeur is, natuurlik sal hulle vir jou iets sê, soos jou geld kan nie terugbetaal word nie, want dit is non-refundable en daar's altyd 'n storie. En so sal die mense dan nou maar daai een verdere onkoste aangaan. Ja. En wat dan nou gebeur is, 1 word 2 en 2 word 3 en 3 word 4 en as jy jou oë uitvee, het jy nou al R20,000 uitgehaal
En dis nou waar jy in daai, ek sê dis fear of missing out, nee, dis nou waar jy jouself in daai situasie laat land, waar dit gaan nie eers meer oor die hond nie, dit begin nou gaan oor die geld. Met ander woorde, jy het 20.000 uitgehaal vir 'n hondjie wat 4.000 kos, Sure. en jy is nou in daai posisie waar jy weet, as jy nou omdraai, verloor jy 20.000. Nou ek weet nie, mense, het jy nou al met iemand gesels wat redelik baie dobbel. Nee, jy sal altyd hoor dat mense wat dobbel jou iets sal sê soos, jy weet as jy nou langs hulle sit by die masjien, dan sal hulle sê, hy gaan nou uitbetaal. Nou, ek wil net nog 200 insit, hy gaan nou uitbetaal. Ja, en so kry jy dat hulle sit naderhand nog 30, 40, 50.000 in, en hulle bly glo die volgende noot, hy gaan nou uitbetaal. Hy's op die punt, ek voel hom. Nee, jy sal dit herken het al met iemand gepraat het. Ek het, ja. Nou so sit jy, daai persoon sit nou in so 'n posisie, waar hy sê, right, as ek nou weer die laaste onkoste wat hulle wil hê betaal, nee, dan gaan hy nou uitbetaal, gaan die hondjie kry, hulle gaan hom stuur. En so gaan dit aan, en die persoon is naderhand so diep ingekoop, dat hulle eintlik net probeer om hulle geld se waarde terug te kry. En so gee hulle dan nou die gelde uit, en hierdie tannie en haar dogter het opgeëindig dat hulle net so oor die 400.000 betaal het vir die hondjie. Hoe is dit moontlik, Anthony? Ja, nee, kyk, dit is iets wat onbeskryfbaar is. Jy kan dit nie verduidelik nie. Van 4.000 na amper 400.000. Hoe is dit moontlik? Nee, dis iets verskriklik, mens. En die ding is, jy weet, nou kom hulle op daai punt, hulle het nou 400.000 uitgegee, en hulle het nog steeds die hondjie nie. Jy weet, en een ding wat jy leer uit al hierdie scams uit, nee, en dit gaan my verstand te bowe dat Suid-Afrika enige onwettige middels in hom het. Dwelms, vuurwapens, enige iets van daai aard, want Suid-Afrika het die veiligste lughawens in die wêreld, as jy luister na die scammers. Want niemand kom deur, nie die hondjies nie die sweetheart scammers nie, niemand kom deur die lughawe nie, jy sal altyd hoor hulle sit vas op die lughawe. Oh my word. Dit is so, dis hoekom ek sê, dit gaan my verstand te bowe dat daar enige iets onwettig in Suid-Afrika is met die lughawens wat so veilig is. Ja. Maar die feit van die saak is op die einde dan sal jy dan nou hoor, soos met in hierdie tannie se geval het hulle toe nou laat weet, die hondjie is nou by douane, is hy nou vasgevang, en hulle wil hom nie laat gaan nie, en hulle gaan die hondjie nou terugstuur of hulle gaan hom discard, soos hulle sê. En dis nou jammer, want jy het nou jou hondjie verloor, want jy wou nou nie daai laaste 30.000 rand betaal. Jy weet, en dan is die mense nou vreeslik hartseer, en dan wanneer hulle nou finaal besef, okay, maar ek is nou geskei. Jy weet, en ja, dit is soos ek sê, die bedrag, dit is iets verskriklik, so. En toe sy nou uiteindelik dit besef, wat was die uiteinde van die hele storie? Want dit is, it doesn't even sound true. Ja, nee, kyk, dit is vreeslik, en nou bel hy vir Mike, en kyk, ek moet nou vir jou sê, as jy vir Mike bel en jy sê kom jy 400.000 rand betaal vir 'n hondjie wat 4.000 rand gekoop het, dan kry jy nou nie 'n sonskyn ontvangs nie, verstaan? Jy gaan dit vir jou uitkak soos wat jy nog nooit gedink het jy kan uitverkaak. Ek kan dit glo. En om op die einde van die dag, jy weet, moet hy nou die hele storie kry by jou. Nee, hierdie tannie is hysteries as hy hom bel, want nou besef sy, hoor jy, haar 400.000 is nou weg, en sy het nie die hondjie. Ja, en dan weet jy, dat selfs in so 'n geval, dat die tannie nog op die einde van so 'n oproep van Mike moet sê, hoorie maar, dink jy ek sal die hondjie daarom kry? Nee, ja, dat sy nog steeds nie begryp en verstaan. Jy weet, dit is iets verskriklik. En jy weet, daai is nou, ek noem nou 400.000 rand. Maar ons het 'n saak gehad ook, nie te lank terug nie, waar, dit was ook 'n dame gewees, wat ons gebel het, en op die tyd toe sy ons bel, het sy 350.000 rand vir 'n hondjie betaal, en 'n verdere 700.000 rand om die hondjie by haar te kry.
Van waar het die hondjie Kamsdag afgekom? Oos nie, net 'n ander provinsie. Ek moet lag, want dit is verskriklik. Ja, dit is vreeslik. Dis verskriklik. Mens kan dit nie dink nie. Maar mens, ek moet vir jou sê, daar's 'n paar van hierdie sake wat absoluut net 'n ou se verstand te bowe gaan. As jy nou soos hulle sê in hindsight gaan sit en dink, Ja. en jy probeer nou die legkaart aan mekaar sit by wat het die persoon gedink? Hoe het die persoon daarbey uitgekom? Nee, dan jy sukkel net om te begryp en te verstaan presies wat het daar gebeur. Maar ek meen, as ek moet sê, daar's 'n ander saak waar 'n dame, dit was nou nie 'n hondjie nie, maar waar 'n dame 980 000 rand verloor het. En 8 maande later kontak kanaal en sê vir haar, luister, ons het jou 900 000 rand opgespoor. Ons weet waar lê dit. Ons kan dit vir jou kry. Jy moet nou net hierdie betaal en daai betaal en wat. En so het sy begin, klein. Ek dink sy begin met 70 000 rand, wat sy betaal het om haar 900 terug te kry. Ag nee. Daai dame het haarself 3 dae later bevind in 'n posisie waar sy buiten vir die 900 000 wat sy oorspronklik verloor het, 'n verdere 10,2 miljoen rand verloor het. Nee. Sê jy? Dit is Nou moet jy dit verduidelik. Nou moet jy probeer om dit in woorde te sit. En dit is net iets wat dit is so ongelooflik, jy kan dit nie verduidelik. Ja, ek is stom geslaan. Ek is heeltemal stom geslaan om te dink dit is wat jy wanneer moet jy tot die besef kom, man, hier's 'n probleem, hier's 'n groot hoe die boere altyd gesê, hier's 'n drol in die drinkwater. Ja. Nou kyk, ek persoonlik sê daai besef moet kom die oomblik wat die oorspronklike kontrak gebreek word. Sjoe. Verstaan, want die oorspronklike kontrak, en ek meen, dit beteken nou nie daar's nou 'n fisiese kontrak nie, maar onthou 'n kontrak is maar enige mondeling. Ja, verbal. Ja. Met ander woorde, as ek vir jou sê, Mix, ek het vir jou 'n selfoon, stuur vir my R5,000 en stuur ek vir die selfoon. En jy stuur die R5,000 en nou sê ek vir jou, ag genade mens, jy moet nou net die R200 koeriergeld ook betaal. Die eerste ding wat jy veronderstel is om te sê is, hoorie, hoekom het jy nie die koeriergeld ingesluit by die prys nie? Ja. Hoekom het jy nie my gesê daarvan nie, dit was nie die ooreenkoms nie, stuur my geld terug, en dis dit. Yes. Verstaan? Dit is so eenvoudig soos dit. Om enigstens te begin en betrokke te raak in die ding, en verdere geld te gee. Ja. Dis al klaar, jy is al klaar besig om in te koop, en as dit nie 'n scam is nie, is dit definitief een of ander bedrogspel. Sjoe, dit gaan totaal en alle mense verstand te bowe. Totaal en al. Dit is jy weet nie wat om te sê nie. You are dumbstruck. Nou ja, ek wil net vir die luisteraars sê, as jy 'n vraag het vir Anthony, is jy welkom om op die WhatsApp groep te plaas, as jy al ooit in so 'n scam was, en jy het raad nodig. So, hoe kan mens die egtheid van 'n teeler of 'n advertensie verifieer? Jy weet, vernaam 'n teeler. Nou kyk, daar is hoe kan ek sê, instansies waaraan teelers moet behoort, waaraan hulle self moet registreer. En jy as 'n persoon het natuurlik die reg om te vra vir daai sertifikate en jy die reg om dit te gaan navors. Nou, weer eens, wil ek sê dat die dringendheid wat die bedrieërs skep, is juist wat veroorsaak dat mense nie hierdie soort van goed nagaan. Wat hulle doen is, hulle gaan en hulle sit in daai posisie waar hulle, soos ek sê, peer mis die melk. Met ander woorde, hierdie is nou die hondjie vir my, ek het in sy oë gekyk op die foto en ek het besluit, hierdie is myne, ons gaan saam oud word. En jy weier net om enigiets anders te doen as om daai hondjie nou te bevestig. Oh my goodness. Bevestig, jy moet daai deposito oorbetaal. En jy weet, die bedrieërs doen dit baie goed. Hulle sit dit so goed aan mekaar
dat hulle jou sal laat verstaan van die begin af, hoor jy, daar is 4 ander mense wat hierdie hondjie op die stadium wil hê. En as jy nie nou dadelik gaan plan maak nie, gaan jy die hondjie verloor. En dan sit dit jou, soos ek sê, in 'n posisie waar jy al die waarskuwingstekens miskyk. Jy wil net daai deposito oorbetaal om daai hondjie te bevestig. En die mense moet kyk na goed soos, is die teelers geregistreer? Gaan kyk na die eenvoudige goed, soos, is daar 'n geskiedenis wat jy kan vind oor hierdie teeler aanlyn? Ja. Ek meen, moenie vir my sê die teeler het gister begin hondjies verkoop en nou koop jy by hom. Ja. Verstaan, nou hierdie wat ek nou sê is ongelukkig hartseer vir iemand wat nou nie in besigheid probeer inkom, want hy sit nou in daai posisie waar hy nou eers 'n naam moet bou. Maar punt is, daar moet 'n geskiedenis wees, daar moet reviews wees oor hierdie persone aanlyn. Daar moet vorige kliënte wees wat hoe kan ek sê, hulle goeie reviews geskryf het om te sê, dankie vir die hondjies wat ek ontvang het. En wees tog nou een slimmer en moenie val vir die wat 13 reviews het, maar hulle almal is geskryf deur dieselfde persoon. Ja. En nog 'n ding wat ek die mense oor kan waarsku, en dis iets wat jy ook baie sien. Baie van hierdie scammer websites, en as ek dit sê baie van hulle, so net so vir interessantheid mense. Ons het nou die dag het ons 'n bietjie van 'n, hoe kan ek sê, 'n scan gedoen op scammer websites en op puppy scams alleen. Nee, dis nou jou diere scams. Het ons binne 2 dae meer as 400 websites geïdentifiseer in Suid-Afrika. Jo. Wat definitief scams is, 100%. En is dieselfde mense? Ja, dis baie van hulle is deur dieselfde mense gestig. Ja. Dit onder ander name, soos wat die een naam nou maar swart gesmeer word, so spring hulle oor na die volgende naam. En die groot ding is soos ek sê, wat die mense voor moet pas op, want dit is 'n ding wat oor die algemeen vir my uitgestaan het op al hierdie websites. Die enigste reviews wat jy kon kry oor hierdie spesifieke besighede, kan jy maar sê, was op hulle eie website gewees. Ja. En jy moet nou onthou, nee, dat as jy 'n Google profiel het of 'n Facebook profiel het, of selfs 'n Hallo Pieter profiel, en iemand gaan en skryf 'n review, nee, dan is jy nie in beheer van daai review nie. Met ander woorde, of dit nou goed of sleg is, jy is nie in beheer nie, want dit is nie op jou platform. Jy verstaan. So ek kan nie gaan in 'n Google review wat oor my geskryf is, gaan van delete. Jy verstaan. So as jy op 'n website afkom en daar's reviews op daai website, dan moet jy een ding net in gedagte hou. En dit is daai website is daardie besigheid se platform. Met ander woorde, hulle kan enige iets daar skryf. En hulle kan sê dit kom van enige iemand af. Verstaan, so jy kan nie noodwendig dit glo en dit vat as waarheid. Ja. Jo, Natasha sê hierso genade. Ek sit en wonder, liewe aarde, waar kry die mense so baie geld? 400 000 rand vir 'n hondjie. Ja. Sy sê goeie vraag, mense kyk nou juist vir 'n golden retriever. So Natasha, jy luister nou na die experts. Wees baie versigtig as jy begin kyk na die websites. Gaan direk na die wat noem jy hulle, dit is die Kusas en al daai plekke, nee, wat die hondjies registreer, is ek reg? Dis korrek, ja. Ja, sy sê ek kyk ook in 'n hondjie se oë. En dink ons word saam. Sy sê ek kyk ook in 'n hondjie se oë en dink ons word saam. Maar ja, sy sê die nuutste scam in die Kaap is natuurlik op rental apartments. Ons sal nog so 'n program doen. Maar sjoe. Ja nee, dit is net verregaande. En soos jy sê, die rol wat sosiale media en aanlyn platforms in die verspreiding speel van hierdie scams is astronomies. Dit is ja, Facebook het nou 'n groot boete opgelê. Ekskuus. Facebook is nou 'n groot boete opgelê vir gelde wat hulle ontvang het wat in die miljarde rande is. En dit weens
alles as gevolg, dis geïdentifiseer as gelde wat ingekom het op advertensies wat scam gepromoteer. Wow, en nou is Facebook aangevat. Ja, nou is hulle in die moeilikheid, want daar word gesê dat hulle meer kan doen, en dit is die waarheid. Dit Hulle is kan so. meer doen Ja. om te verifieer dat 'n persoon is wie hy sê hy is. Ja. Nou, wat kan 'n slagoffer doen as hulle reeds hulle geld verloor het? Wat se regstappe, wie kan hulle help? Natuurlik kan Mike hulle help en ons kan, en julle kan kyk of hulle, jy weet, hulle kan help. Maar as hulle geld verlore is, wat is die sukses daarvan om dit ooit weer te recover? Kyk mens, dis altyd 'n 50-50 geval. Nee, en dit gaan weer eens van oor hoe het die persoon die geld betaal. Kyk, jy moet onthou, soos ek sê, jou kriminele is slim en hulle verander hulle taktieke by die dag. En een ding wat ons nou sien wat meer en meer gebeur, is dat hulle gelde in krypto vat. Met ander woorde, hulle ontvang die gelde in krypto en jy moet nou met ander woorde in Bitcoin betaal. So, dit is iets wat baie moeiliker is om na te spoor. Ander ding is hulle maak staat op cash-send betalings, wat met ander woorde na ATM's toe oorbetaal word, of na selfoonnommers toe en. En 'n ding wat ons ook deesdae sien, is hierdie dat hulle vir mense sê hulle moet vouchers koop en dan vouchers aanstuur en so betaal. So hulle probeer enige iets om te vermy dat geld in bankrekeninge moet inval, want bankrekeninge kan makliker gevries word en dit kan makliker nagespoor word. So dit is nog 'n rooi vlag en dit is nog iets waarvoor mense kan kyk. En dit is, as jy gelde gaan oorbetaal na 'n instansie toe, maak seker jy gebruik 'n metode wat nagespoor kan word en wat ten minste 'n maklike elektroniese spoor los. Met ander woorde, betaal na 'n bankrekening oor. En dis nog 'n rooi vlag as jy besigheid doen met, kom ons sê nou maar, Papi Heaven as die besigheid se naam, en nou moet jy die betaling doen en die bankrekening waartoe jy betaal sê BM Khumalo. Verstaan? Dan maak dit mos nie sin nie. Absoluut, Dit maak geen sin nie en dit is nie professioneel. En dit is ook iets waarvoor 'n ou moet uitkyk, is word daar besigheidsbankrekeninge gebruik. En weer eens, dis nie die do-all, tell-all nie, want besigheidsbankrekening kan ook gebruik word vir scams, maar dis alles klein dingetjies waarna 'n persoon kan kyk in daai proses. En as jy dan nou geld oorbetaal het, en jy het dit na bankrekeninge te oorbetaal, dan is jou kanse beter om dit terug te kry. Jou kanse is beter om die persone te identifiseer agter die bedrag. En wat 'n ou maar moet doen in so 'n geval is, die oomblik as jy agterkom jy is bedrieg en jy het verloor, ander gaan registreer dit saak. Ek weet dit is 'n slep en ek weet dit vat tyd en ek weet dit is, ek meen, kyk, kom ek begin daar, nee. Jy kan nou nie verwag die polisieman moet nie vir jou lag as jy vir hom sê jy het 400,000 betaal vir 'n hondjie van 4,000. Soos ek. Verstaan, jy kan nie kwaad raak nie. Nee. Maar punt is, as jy moet daai saak gaan registreer. Oh my word. Daai saak geregistreer het en jy het 'n saaknommer. Dis die beginpunt. Verstaan, dis die eerste ding wat ons ook ons kliënte laat doen, is gaan maak 'n saak oop, want met daai saaknommer kan jy baie meer bereik en jy kan baie meer doen as sonder hom. Sure. Nou sê vir my, Anthony, as 'n mens so kyk na al hierdie scams, wat se ouderdomsgroep word in hierdie scams ingetrek? Kyk mens, meerendeels die mense, ek sal sê tussen 40 en bultel. Met ander woorde, iets tussen 40 en sê 90 jaar oud. Dis maar basies jou ou mense. Wat hulle pensioengeldjies in hulle neseiertjie gebeere het, nee. Dis die mense wat die paar rand weggesit het, wat geld het en basies met vir hulle aftrede wag. Dis die mense wat 'n bietjie minder geletterd is op rekenaars en stelsels ensovoorts. En dit is ook nou natuurlik jou mense wat
hoe kan ek sê, meer kwesbaar is vir, hoe kan ek sê, vir 'n klip of vir 'n liegstorie of. Hulle vang dit makliker, hulle val makliker daarvoor. Ja, Natasha sê, dit sal ook seker beter wees om te probeer 'n hondjie koop in 'n afstand, sodat jy eers kan gaan sien en gaan kyk wat jy natuurlik koop. Ek stem ook saam daarmee. Nee, natuurlik. Kyk, ek persoonlik doen besigheid eintlik net op daai manier. Met ander woorde, ek wil 'n ding sien as ek hom koop, ek wil hom voel, ek wil hom gebruik, ek wil hom toets. Ek verstaan. Ja, daar's nou baie gevalle gewees waar, en dit is nou weer in die reverse. En dit is as mense met ander woorde iets by jou probeer koop en hulle scam jou op so 'n manier. Ja. Nou, jy sal altyd met daai scam, sal jy byvoorbeeld sien dat die persoon sal jou bel. Hy sal sê, hoorie, ek sien jy adverteer 'n nuwe iPhone 16, ek wil hom graag by jou koop. Dan sal jy vir die persoon sê, okay, dis reg, wanneer wil jy hom sien? Nee, ek het nie nou tyd om hom te sien nie, ek gaan vir die geld oorbetaal en stuur ek iemand om hom te kom haal. Sure. Nou, daai manier van besigheid doen, dit maak ons nou geen sin nie. Ja. Hoekom sal iemand iets koop in vandag se tyd sonder om hom te sien, sonder om hom te kan toets, sonder om die ding te gebruik en te verstaan dat hy werk, as dit kar is, om gaan testdraai, onder die bonnet kyk, daai klas van dit. Ja. Jy weet, dit maak ons geen sin nie, so hoekom sal ons dit doen? Sure. Ja, nee, dit is so, want ek is 'n regte sakker vir 'n hondjie. So, maar ek het my nuutste hondjie nou gekry en ek het gemaak soos jy nou gesê het. Ek het soontoe gegaan en ek het gaan kyk en ek het die bewyse gaan sien eers voordat ek sommer net 'n transaksie gedoen het. En my nuutste hondjie is 'n klein Pekingese. En sy is so pragtig. En toe ek haar sien, toe ek sommer baie verlief geraak met haar. Maar op 'n foto, Anthony, so ek is net so skuldig. Maar ek het dit nie net so gelos nie. Ek het gesê ek wil haar kom sien. En gelukkig was dit legit. En ek het my pragtige babietjie gekry. So, ek het 'n foto nou daar op Bikerhart gesit. Jy kan my babietjie gaan sien daarso. Ja, so dit is maar nou dink ek by myself, die tannie wat die hondjie gekry het, wat R400,000 in some change of meer betaal het, die dogter was saam. Mens sal dink dat 'n jonger persoon die ouer persoon sal jy weet bietjie Ja, dat tussen die twee van hulle daarom iets sal ontwikkel wat sal sê, hoorie, wat. Ja, so is, om te sê, luister, mama, hierso is iets nie lekker nie, jy weet, maar... Nee, ek kan jou nou sê, mense, hulle het die foto gesien, en toe het hulle daai stemmetjie gedoen. Ja, daai verliefd stemmetjie, van, jy weet, en dit was dit. Ja. Dis dieselfde met my, en ek is skuldig, gaan kyk my pragtige babietjie, my naam is Daisy. maar nee, ek het nie R400,000 betaal nie. Nee, so, as gemeenskappe en luisteraars nou moet mekaar ondersteun om hierdie tipe bedrog te voorkom, en hulle weet van sulke scams, wat is jou raad aan hulle? As jy die oomblik wat jy weet van so 'n scam, is dit basies jou plig om seker te maak die mense om jou weet. Met ander woorde, maak die mense bewus, maar rapporteer dit ook aan instansies. Rapporteer dit aan, daar is baie instansies wat teen scams optree. En ek bedoel nou nie jou Facebook-groepe scammers exposed en die en daai nie. Ja. Baie van daai groepe, jy sal nie glo nie, maar word deur scammers beheer. En so wat jy moet doen is rapporteer dit aan 'n instansie in jou buurt.
rapporteer dit aan die groepe in jou buurt en maak seker die mense weet daarvan. As jy moet, kontak ons, laat weet ons, sê luister, daar's 'n scam, ek het op hom afgekom, asseblief maak die mense bewus. As ons sien dit is so en, dan stuur ons 'n projek uit en ons doen bewusmaking om seker te maak dat daar nie mense val vir dit. Want jy moet onthou, daai een oulike fotootjie van 'n hondjie, word verkoop aan hoeveel mense daar buite. En die mense val daarvoor en daar's miljoene rande wat verlore gaan aan hierdie soort van scam. Ja. En dan hierdie puppy farms. Wat is die wet oor hierdie puppy farms wat 'n mens kry? En dis partykeer haglike omstandighede, Anthony. Puppy farms, jy vang met 'n onkan. Jy weet waar hulle die goedjies, die hondjies steel en hulle noem dit puppy farms. Dan is dit haglike omstandighede. Ja, ek ken hom as 'n puppy mall, ja. Ja, daai. Is dit wat jy dit noem? Ja, kyk, daar's verskillende benamings daarvoor. Ja. Maar net in die bedryf ken ons dit as 'n puppy mall. Ja. Dit is, maar ja, dit is soos jy sê, jy weet, dit is haglike omstandighede. Dit is, jy weet, hoe kan ek sê, dit steen die grein van 'n ou se morele waarde. Absoluut. En ek sou 100% sê, moenie so iets ondersteun nie. Moenie, ek meen in so 'n geval, gaan ondersteun eerder jou lokale SPCA. Ja. Verstaan, en gaan red 'n hondjie van daar af. Ja, rescues. Dit is die ander probleem, jy weet, is 'n puppy is 'n vreeslike oulike ding. Soos ek sê, mense sien 'n foto en raak verlief. Ja. Maar jy weet, daai hondjie word groot. En dan is hy nou nie meer so oulik. Ja. Baie van daai hondjies verloor hulle oulikheid die oomblik as hy nou groot word. So wat mense nou doen is, nou gaan hulle en hulle skaf 'n hondjie aan vir die klein doktertjie of klein sentjie. En hy's 'n puppy en hy's vreeslik oulik. En oor 3 maande dan moet daai hondjie nou kos kry en hy moet nou nog gesorg word elke dag, maar hy's glad nie meer so oulik nie. En dan word die hondjies nou van ontslaag geraak en hulle eindig nou by die SPCA op. En dit is ook natuurlik, ek meen soos ek sê, dit gaan heeltemal teen die grein van ordentlike mens wees. Ja. Verstaan, 'n mens doen nie dit nie, mens moet verantwoordelik wees met diere, want dit is 'n lewe. Dit is 'n lewe wat jy inneem. Dit is so. So 'n ou moet weet, jy gaan na daai dier kyk, jy gaan alles doen wat jy kan doen om te sien hom. Verantwoordelik. Ja, daar is omstandighede, daar is gevalle waar daar buite jou beheer gebeur, waar jy in 'n posisie geplaas word waar jy nie meer kan nie. Maar dit is bitter min. Ek dink dit vorm maar iets soos 10% van die algehele probleem. Ja. So mense moenie hierdie 'n puppy mill, 'n puppy farm, enige plek waar daar diere geteel word in haglike omstandighede en net met die doel om geld uit hulle uit te maak, ongeag wat die omstandighede is. Moenie dit ondersteun nie. Moenie enigsins daarin belangstelling gee nie. Moenie enigsins geld gee, geld skenk, bydra, help adverteer of enigiets van daai aard. Sure. En jy weet wat, Anthony, hulle sê mos, soos jy sê, hulle koop nou vir die kleintjie nou 'n hondjie en dis nou alles nou oulik en soos jy sê, jy weet, maar but the novelty wears off. Dis waar, ja, so dit sê, jy weet, dit is vreeslik oulik en dit is baie nice terwyl hy nou klein is en hy's cute en hy's pragtig en die en daai. En oor 6 maande dan, jy weet, dan blaf hy net vreeslik en dan word op die hond geskree omdat hy nie wil stil bly nie. Dis 'n probleem wat almal in die huis beklei oor wie gaan vir die hond kos gee. En jy weet, dan raak dit nou 'n las. En dan word die hond van ontslaag geraak en 'n paar maande later dan word dan nog 'n puppy gekry om weer te vervang. Sure. Jy weet, ja, daai soort van gedrag is ook maar, dis iets wat 'n mens moet vermy. Ja. Moenie dit doen nie. Ek sou eerder sê leer die kinders van kleins af die verantwoordelikheid en die langtermyn verantwoordelikheid. Want as jy nou regtig vir hom 'n hondjie wil kry, dat hy na daai hond gaan moet kyk, ongeag of dit nou lekker is en of dit nou nie meer lekker is. Punt is, jy moet dit doen. Ja, want weet jy wat, as jy so kyk en ek behoort aan die Pekingese Haven in Kempton, as jy sien hoe word die hondjies gesurrender
soos jy sê, jy weet, mense kan nie meer na hulle kyk nie. Mense emigreer. En dan sit 'n baie hartseer geval, hoor. Dan moet hierdie dames by hierdie Pekingese Haven, nou, ek het 'n klein Pekingesie nou gekry, maar dan moet die mense by hierdie enige Haven, whether dit is 'n wolfond of enige tipe Haven, maar hierdie is nou spesifiek, dan sien jy net die hartseer van die hele storie, van die twee hondjies wat saam groot geword het, en nou moet hulle geadopt word, maar nou kan die nuwe eienaars hulle net die enetjie vat, en die tweekies is onafskeidbaar. Dit is die hartseer wat daarby gepaard gaan, want glo my vry, diere het ook siele, diere voel ook, en as hulle eers by mekaar is, van babietjie af, en hulle is nou al 10 jaar saam, en nou moet hulle gesurrender word, en hulle moet nou gesplit word. Dis 'n hartseer storie, Anthony. Ja nee, verseker Wieks, dit is niks lekker nie. Ja, so ek is nou by hierdie Pekingese Haven, en ek het heel wat van hierdie hartseer gevalle, van mense wat emigreer, jy weet, my broer se seun, hulle het geëmigreer, maar ek sê vir jou, hulle het katte, en hulle het hulle katte saamgevat. Hulle het gesê, hulle los nie hulle katte hier nie, maar dit het hulle 'n pakket gekos om hulle katte oor te vat, maar hulle het hulle katte oorgevat. Dus, hulle kon dit doen, maar daar's mense wat dit nie kan doen nie. Dan, as hulle nie surrender aan hierdie havens nie, dan val hierdie honde in verkeerde hande. Ja, verseker, en kyk, jy kry nou natuurlik jou hondegevegte en daai klas van en dit is die breedste breed wat jy kan sien. Ja. En dit is hoekom ons sê, jy weet, ondersteun eerder hierdie soort van fasiliteite. Ondersteun eerder jou HDCA ensovoorts, as wat jy 'n hondjie gaan koop aanlyn, wel eerstens een wat jy dalk nie gaan kry nie, maar selfs al ondersteun jy een wat jy werklik gaan koop en wat jy gaan kry, soos ek sê, probeer maar altyd eers rescue voordat jy nie koop. Ja, nee, dit is, en meeste van al my diere, behalwe my klein nuwe enetjie wat ek nou gekry het, is rescues. Daar's 'n rescue haven in Randfontein, en ek het my diere daar gekry. Hulle is almal rescues, die mooiste diere wat jy kan aandink. Hulle is almal rescues. So ja, van my kant af vra ek ook, jy weet, as jy eerder 'n dier kan rescue, doen dit eerder as om baie geld uit te haal. En ja, ek sien is heel wat comments op die groep, maar wat sê sy so? Ek het 'n vriendin met 'n 19-jarige worshond, 'n jokkie wat dink sy is 'n pitbull, 'n pavement special wat sy kop te klein is en sy voete te lang is, en 'n kat, en 'n marmot. Almal het anxiety. Ja, ons diere kry ook anxieties. Ek het al rescues gesien, dan vat daai man of vrou van die haven, weet jy hoe lank vat hulle net om daai vertroue van daai dier te kry, want daai dier is so geonderwerp, jy weet, of hy geslaan of geskop is, of jy weet, uitgehonger is, of wat ook al. En dan, met die weke, sien jy die total transformation van hierdie bang diertjie tot hierdie pragtige dier, want dit is wat omgee doen. Ja, verseker niks. En kyk, daar's diere wat in haftelike omstandighede leef. Ons het 'n paar sake, ons het 'n spesiale taakspan wat werk met diere sake. Mike self werk nie direk daarmee nie, want dit is sy soft spot. Ja. En hy sal dit verloor, hoor. Hy sal dit verloor met iemand wat 'n dier mishandel. Ja. En as gevolg daarvan het ons die taakspan wat daarmee werk. Hulle doen baie goeie werk en ons het al baie diere gered en ons het ook al baie sake gehad waar diere mishandel is. En ek sê vir jou,
die mishandeling wat jy sien in baie van daai opsigte is iets verskrikliks hoor. Iets wat jy nie kan verduidelik nie. Sjoe, Anthony, ons kan nog lank hieroor praat wat as dit by diere kom, maar ek wil net eers vir jou sê baie dankie dat jy saam met ons kom gesels het oor die puppy scams en ons 'n bietjie meer insig gegee het oor dit en ja, ons gesels weer. Dankie mens, dankie vir die geleentheid en ja, mense moet maar veilig wees as hulle koop aanlyn. Dit bly maar altyd 'n risiko. Hou by die reëls en hou by die goue standaarde wat ons stel weekliks en probeer om te verby om te val vir die too good to be true situasies. Absoluut. So ek sê dankie vir die geleentheid en mag God julle almal ryklik sien. Baie dankie vir julle ook, Anthony. Groete daar tuis en blessings vir jou. Baie dankie. Dankie mense, selfs. Dankie, totsiens.